Seun van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Hartlik welkom saam met my, Andries Besuitnout, waar ons weer gesels saam met iemand, 'n persoon wat 'n pad stap saam met die Here, 'n medeboetie of 'n medesissie. En weer eens sê ek vir die baie dankie vir die terugvoering wat ons kry, vir die boodskappe wat ons kry, wat die gebedsversoeke wat ons kry. Dit is vir ons werklik 'n riem onder die hart, soos die spreekwoord sê. Dit is vir ons 'n voorreg om saam diensbaar te kan wees en te kan werk in die akker van ons groot Abba Vader. Vandag is dit vir my so regtig 'n baie groot voorreg. Nie net is dit nou 'n geestelike oom of pa, soos ons kan sê, van my nie, maar ook my biologiese oom. My oom Dries Kleinhans, wat vandag saam met ons gaan kuier en vir ons bietjie meer gaan vertel oor wat die Here al in sy lewe gedoen het. Oom Dries, baie welkom. Baie dankie vir die tyd. Ons waardeer dit. En soos die Here, oom Dries lei. Andries, baie dankie. Soos jy gesê het, is vir my ook 'n groot voorreg om een van die stampname vandag mee te gesels en nie te gesels oor die wêreld en die plesiere buite nie, maar werklik oor die koninkryk van God en die grootheid van God. Amen. So dis absoluut vir my 'n groot voorreg om hier te wees vandag. En mag alles wat ons vandag oor gesels tot eer en aanbidding tot ons koning van konings wees. Amen. Dis 'n wonderlike voorreg, baie dankie daarvoor. Ek wil hê oom Andries moet vir ons wegtrek met waar het oom Andries se U-turn, so dat ek kan sê, so om 'n keer begin, en dan kan oom Andries vir ons verder begin vertel van daar af. Goed, Andries, ek sal jou in kort van my omkeer in my lewe, ek gaan dit baie kort maak. Ek wil baie graag vir ons kom by die punt waarvoor ons hier so is, 'n genesing, 'n goddelike genesing wat plaasvind. Ja, maar my omkeer in my lewe was gewees, nou dit, mense altyd dink jy kom in 'n kerk tot bekering of in 'n gesprek waar oor die Here gepraat word. Maar in kort is ek bevoorreg gewees om 'n lewensmaat te kry wat die Here geken het, en kort het sy 3 jaar het sy alleen na die huis van die Here toe gegaan, alhoewel ek groot geword het in die AGS, maar was ek maar in die sportwêreld gewees. En 3 jaar het sy gegaan en het sy die Here gaan dien en gedoen wat sy moes gedoen het vir die gesin in die huis. Goeie vrou, my nooit geplan nie, ek het in my sport deelgeneem. Ja, en 'n lang storie kort te maak, en eendag toe ons een middag by bruiloft van my derde oudste suster al het, en toe het goed en maar daar gebeur op die bruiloft die aand, en het ons huis toe gery, en kort het ek gesê, ek dink ek is nou klaar. Ek het was so 11:30 die nag is van Alberton af die nag gery, en ek het my hand so toegemaak, en ek het hom so toegevat, toe sê ek vir haar, hoorie, sê my sis, sien nie nou in hierdie hand vir my, in hierdie hand is my ou lewe. En ek het die venster van die kar oopgemaak, en ek het dit uitgegooi by die venster, en ek het die venster toegemaak, en ek het daar gesê, my ou lewe is verby. Sê sy vir my, ek het nou baie keer so gesê, ja, maar toe sê ek, nee, maar hierdie keer is dit finaal. Nou ja, dis waar my omkeer gekom het. Ek is die Saterdag aand daar uit, ek is die Sondag aand, is ons in die AGS Brakpan Wes gewees. Daar het die pastoor net vir my gepreek. Hy het vir niemand anders gepreek nie, en dit was wonderlik gewees. So, ek het so sterk daaroor gevoel dat ek, Jean, dat is toch nie, ek kan maar sy naam sê, dis nou my geestelike vader daar. Nee, ek het so sterk gevoel oor wat hy ek het gevoel, het vir my wat gepreek is die Sondag aand.
En dat ek om die maandag toe ek by die werk is, toe bel ek om te sê ek wil hom baie graag sien, en ek moet nou weet, jy weet, nou hoekom die stories by hom uit, jy weet. Ja, toe sê hy vir my, nee, jy weet jy wat, sit gerus, en het my 'n koppietjie koffie gegee om gemaak te voel, en toe sê hy vir my, weet wat, nou ons gesels het, toe sê hy vir my, daar is nie baie om te sê, nie, hy sê, as een ding moet ek vir jou wil sê, en die luisteraars moet dit hoor, en toe sê hy vir my, sonnige aand, was dit die aand, jou aand, en die tyd van jou gewees, van jou lewe, van omdraai en omkeer, hy sê, en as jy nie gaan luister wat jy gehoor is sonnige aand nie, gaan jou tyd by jou verby gaan. Ja, Andries, ek het daai maandag aand het ek besef, ek het 'n geleentheid gekry in my lewe, sport was vir my baie gewees, en ek moet luister, en ek het uitgestap, ek het vir hom gesê, baie dankie, en ons het die Here aangeneem, ons het saam die Here gedien, ons gesin saam groot gemaak, ja, 57 jaar op die pad, by die koning van konings, dis waar die omkeer gekom het. Nou, oom Andries, en ek wil sê, oom Andries het vir baie jare gewerk tot op 'n hoë ouderdom, ek weet, baie hoër as gewone pensioen ouderdom, maar oom Andries was heeltyd besig met die evangelie van die Here Jesus Christus. Dis korrek. Oral waar oom Andries gegaan het. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, dit is Andries, dit is al wat ek oor kon gepraat het. Want toe ek in die wêreld geleef het, het ek voluit vir die wêreld gelewe. En toe ek besluit het om om te draai, en ek het voluit vir die Here begin lewe. En ons het aktief geraak, deel geword van koninkrykswerk. En dit was absoluut vir my 'n wonderlike voorreg gewees om in gesprekke met mense te deel, omdat ek in die plesier in die sportwêreld gewees het ek baie kennisse gehad. En kon ek hierdie kennisse met hulle, as ons by mekaar kom, kon ek gedeel het oor die werk van die Here, oor die woord van die Here. En ja, dit was 'n groot geleentheid, en dit is vir my 'n begeerte gewees, en ek het tot vandag nog het ek van daai ou goeie vriende wat naby my is, wat saam in die sportwêreld gewees het, maar almal wat op die pad is, een van my groot ou vriende, my vrou en sy vrou was baie groot kerksvriende gewees, vriendinne gewees. Hulle het saam met hulle vir die Here gearbeid, en toe ek nie meer by die rugby wêreld is, en een aand by die oefening, en toe kom hy by die huis, en hy sê vir haar, jong, ek wonder, waar was Dries gewees, hy is nie vanaand by die oefening, en toe sê, ek sal jou sê, waar was hy gewees, hy is in die kerk. Toe sê hy, wat, vertel my, is hy in die kerk? Ja, toe sê hy, ja, hy is in die kerk, toe sê, maar nou sê ek jou, as hy in die kerk is, nee, ek sal kom kyk, dan kom ek ook kerk doen. En hy het gekom en die dien die Here tot vandag toe, soos almal die 57 jaar op die pad, nee. Wonderlike voorreg om. Dit is, ons weet, as jy gaan kyk na ons almal se lewe, voordat jy werklik oorgegee het vir die Here, hoe baie mense nie amper kan glo, dis dieselfde persoon nie. Ja. Van naam van jou vriende, daar is baie wat nou nie regtig wil, kan ek amper sê, saam met jou hierdie evangeliepad begin stap nie. So, dit is, baie mense wil nie werklik erken dat daar verandering kan plaasvind in hulle lewe nie. Dus die wêreld is te lekker, die dinge van die wêreld gee hulle satisfaksie, maar die oomblik as iemand werklik eers die Heilige Gees ervaar het, daar is niks wat jy kan nie dit in woorde, die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou, met jou, beskryf vir die mens in die wêreld nie. Totdat jy werklik ook op daai plek gekom het, waar jy nou werklik dit ervaar. Is dit nie so nie? Dit is absoluut so, ja. Nee, dit is absoluut groot waarheid. As jy eers agtergekom het, maar anders ek dink baie keer, dink die mense, dit is 'n verskriklike eensame, alleen lewe wat jy moet lei as jy die Here in jou lewe aanneem. Die mense dink, jy weet, nou mag jy niks doen nie, jy mag nie glimlag nie, jy weet, jy moet
in 'n pak klere met 'n das aan en mooi blink swart skoene en jy moet so amper so stywerig hanteer. En ek dink dis baie keer die opinie wat die mense daar buite mee rondloop. Maar dit is absoluut net die teenoorgestelde. Dit is absoluut net die teenoorgestelde. Wanneer jy God in jou lewe het en jy hom aangeneem, is jy 'n vry mens. Het jy vry geword, vry van al hierdie laste, vry van al die bekommernisse, vry van al die probleme van die wêreld daar buite. En jy het 'n rede om te glimlag, want jou koning leef. Nou ja, dit is maar hoe mense baie keer dink, maar tot hy, soos jy sê, het reg gesê het, Andries, as hy eers die Heilige Gees in sy lewe ingenooi het, gevul is met die Gees van God, dan sien hulle die werklikheid van die lewe. Anders is dit die hele verkeerde opinie vir die wêreld daar buite het. Ja, en dit is net eenvoudig, omdat dat jy kan dan meer glimlag, want jy het die rede om te glimlag. Absoluut. Jy het die Heilige Gees in jou om te glimlag. Absoluut. As ek nou net dink aan so baie mense wat ek ken, wat ek geken het voordat hulle tot bekering gekom het, en hoe daai persone verander. Ja. Hoe makliker hulle nou die woord verstaan. Ja. Want hoe meer tyd jy met God spandeer, hoe meer tyd jy, God en die woord is een, ek meen dit is skriftuurlik, hoe meer wil jy weet, en hoe meer gaan jy weet. En die Heilige Gees openbaar hierdie goed vir jou. Absoluut. Ek wil hê om anders 'n bietjie vertel vir ons van waar werklik die Heilige Gees goed uitgestaan het, wat op hom anders se pad gekom het. Ek dink as ek vir jou wil sê, dan wil ek dalk graag begin met ons getuienis. Dit het ook op 'n sportvlak gebeur. My oudste seun het amateur gestoei en hy het goede gekry op sy knie en op sy hande wat gelyk het soos vraatjies. Maar dit het een kors voorgekom. Baie, dit is nie net 'n vraatjie of 'n knoppie gewees nie. So. En omdat die amateursport 'n baie skoon sport is, word die seuns wat daaraan deelneem, voor elke wedstryd wat plaasvind, deurgegaan, gekyk of hulle skoon en netjies is. Daar's nie enige, miskien iets soos 'n aansteeklike virus op jou liggaam, soos 'n omloop of iets van die aard nie. Hy het probleme gehad dat hierdie goedjies sit op die mat, partykeer gebeur, dan dit in die bloeie gegaan. En dit vind nie plaas op amateursport nie. Toe het ons besluit om maar medies inligting te kry, wat gaan aan. En ons sit om, is ek vandag hier so vir jou sê, een keer, dan sê ek vir jou 1000 keer. Dit het ons omtrent so 8 maande gevat om by al die dokters uit te kom waar ons moes uitgekom het en dis gehelp en dit gegee en dan en ek wil nie medies enigstens afkraak vandag nie. Die publiek met my baie moer, ons luisteraars net baie moer. Ek is een van die dankbare persone vir medies. Ek dink die medies sigself is besig, verdien baie groot lof en is vir ons tot baie groot waarde op aarde. Maar ek het die laaste keer toe ons die medies gesien, dit was net so voor Desember, het ons met vakansie gegaan. Het ons gewoonlik, het ons met elke jaar, ek was daai tyd in ingenieurswese gewees, en het ons maar ons vakansie so 'n jaar vooruit geboek. Wat toe maar gedoen is die vorige jaar en al die goed. En toe ons nou die laaste keer by die een spesifieke dokter gewees, toe sê dat ons het nou baie goed gedoen en geprobeer en niks het gehelp nie. En as nou net een uitweg wat kom en hulle sal hierdie goedjies moet brand. Nou toe hy vir my sê, hierdie goedjies brand, het ek sommer direk gerebelleer daar. Ek het net gesê, dis nie waarna toe ons gaan nie.
En tussentyd het ons nou al baie gebid, want ons is gelowiges vir gesondmaking, genesing, en wat ook nie plaas vind dit nie. Maar toe lees ek 'n stuk uit Exodus 15 uit, waar Moses en Israel deur die koning sy naam op die huidige oomblik ontgaan, maar hulle was in 'n geveg betrokke gewees, en Jesus het vir Moses en die Israeliete het hy daardeur gedra, deur hierdie geveg het hulle gedra. En toe ek dit lees die aand, spesifiek daar 15, Exodus 15, die eerste 4-5 versies, wat vir jou vertel wat het die Here met die vyand gedoen, en dan verder weer in vers 25 tot 27 sê die woord vir ons daar dat Jesus het vir Moses gesê, ek is in julle kant, ons is in julle kant, en geen siekte of enige iets wat julle tref nie, en hy het sy vyand het hy sê in die diepte van die see het hy gewerp. Nou, toe ek daai stukkie in die Bybel lees, Exodus 15, toe ek dit lees, toe sê daar vir my 'n stemmetjie, maar dis dan die woord van God. En wie was Moses en die Israeliete anders as mense soos ek en ons wat hier so sit vandag? Daar het die Heilige Gees met my gepraat. Dis waar die hele getuie heeft dat ons wil bring vanmôre vandaan afgekom. Toe ek dit lees, toe besef ek, toe sê ek nee, die ander kant sal nie nou plaasvind, want die skrif sê mos vir my dat waar die hand van die mens te kort geword het, daar sal die Here oorneem met sy kinders. En presies daar het dit die beginstadium gekom, Andries. En toe is ons weg met vakansie, ons het teruggekom met vakansie, sommer nou vinnig 'n paar maande verby, en ons het weer teruggekom in die nuwe jaar, terug op ons plek waar ons moet wees, en ons het die eerste bidtuur in die aand, het ons bygewoon van die jaar, en toe het ons was 3 manne wat saam ons, ek sal dit nooit vergeet nie, ons het voor die kansel, die aand het ons broers gebid, die susters het een kant gebid, die broers het een kant gebid, en dit was broer Herion Gere gewees, en Johan van Wyk, en broer Willie Hartang, ek sal dit nooit vergeet nie, dit is nou 'n klomp jare terug, maar ek onthou hulle nog soos vandag toe. En daar het ek vir hulle gesê, weet jy, die woord van die Here het ek gelees, en ek het gekyk wat die woord van die Here gedoen het vir Moses en die Israeliete. En dis koning, is een van die konings, was nie koning Herodes gewees, maar in elk geval, ek sê, en hoekom nie vir ons nie? Ek sê, maar ek wil vanaand hê, as ons bid, dan moet ons anders bid as wat ons gebid het in die verlede. En in die verlede het ons gesê, Here, genees dit. Hier is ons kinders, genees dit. Hier is my seun, help hom volmaak, en genees hom volmaak, soos ons gewoonlik bid, as ons bid in Jakobus 5, vir geval van genesing, of van 'n siek geval. Maar ek sê, vanaand wil ek hê, ons moet anders bid. Vanaand moet ons kom en ons moet vir die Here kom vra, wat moet ons doen? Hoe moet ons dit doen? En laat ons hoor, en wachtend wees dan op die Here, wachtend tot hy ons antwoord. Nou, dit was die woensdag aand gewees. Ja, dit plaasgevind, ons het so vir die Here gevra, die Here moet met ons praat, sy Gees moet met ons praat, en hy moet vir ons regtig sê en wys wat ons moet doen. Ons wil nou nie weer gaan optree nie, ons het nou, van tevore het ons nou baie saam gebid oor die saak, en daar was geen sukses gewees nie, selde as wat dit met die mediese goedjies gewees het ons gekry. Nou ja, ons is toe
Daai aan weg van die bidtijd af, na ons vir die Here gevra het om met ons te praat, vir ons te sê wat ons moet doen, hoe ons moet doen, is ons huis toe. En ja, die Woensdag is verby, Donderdag is verby, die Vrydag, Saterdag is verby, ons Sondag is toe weer in die diens die oggend. En soos ek maar nog altyd die goeie gewoonte het, as jy in die diens is en die krag van God werk deur jou, dan tappe jy maar so 'n bietjie. En dan gaan rus ons maar so 'n bietjie Sondagmiddag, eet 'n bietjie en weet lekker, maak die tyd lekker vol en dan gaan rus ons. Nou Andries, daai middag was dit dieselfde gewees. Ons het dieselfde gedoen wat ek nou gesê het. En opstaan, ons het nog aanddienste gehad daai jare. Jou evangeliediens in die oggend en die aanddiens is jou erediens in die oggend en die aanddiens jou evangeliediens, waar ons maar dan natuurlik Matteus 28 uitgeleef het, siele gedoen, hè, siele gewerk. Nou ja, toe ek daar opstaan die middag of wakker word, ons kan dit nou noem, ek weet tot vandag toe nie presies wat gebeur het nie. Toe sê ek vir my vrou, weet jy wat, nee, iets het gebeur vanmiddag. Ek weet nie of die Here met my gepraat het en of engele aan my verskyn het en of ek gedroom het nie. Ek weet nie presies wat gaan nie aan nie, maar ek wil jou presies sê wat vir my gesê is moet doen. Ek moet my seun se hand vat en ek moet hom in die badkamer vat en ek moet 'n waterbak vat en ek moet hom vol water maak op die kraan en ek moet water oor sy hand gooi en dit sal in 7 dae sal dit volmaak genees. Ek sal dit 7 dae sien. Van ek dit gedoen het, sal ek sien die plekkies sal wit word, die vraatjies sal wit word. En die 7de dag sal dit skoon wees. Dis wat ek gesien het. Wat sy toe vir my gesê het. Papa, jy moet doen wat die Here vir jou gesê het. Ek sê vir hom, ek weet nou nie wie met my gepraat het nie, maar ek het die boodskap gekry. Maar ek gaan beslis. Ons is toe diens toe die aand, ons het huis toe gekom. By die huis gekom en ek het 'n bidplek gehad. Ek het in Minnebron, Eric Hilton in nommer 11 gebly. Ek het 'n baie groot delicious monster so in die hoek van die huis gehad en dit was my bidplek daai gewees. En almal is toe na my kamer toe in bed toe en na tyd toe is by die huis gekom en toe seker so by 8:30 se kant. 9:00 se kant toe sê ek wil net met die Here gaan praat, sê ek vir my vrou, ek wil net vir die Here, ek wil iets vir hom gaan vertel. En ek gaan bid daar op my, kniel daar op my bidplek en ek sê toe vir die Here, ek kom as 'n pa na jou toe vandag en ek glo jy verstaan hoe voel 'n pa, hoe voel 'n vader. Ek wil net vir jou kom sê, ek wil met jou kom praat, ek wil vir jou sê, my seun is nou omtrent 13 jaar oud, 12, 13 jaar oud en ek glo wat ek gehoor het vandag en ek wil dit toepas, ek wil dit doen, maar luister na die pa se hart, dis wat ek sê vir die Here, die aand in my gebed. Ek sê, as ek dit met hom doen en dit gebeur, weet ek gaan hom vasmaak al sy lewe lank aan die koning van die konings en sê daar, ek sê, maar as dit nie gebeur nie, is daar moontlik die geleentheid en kans wat ek kan sê, nee, jy weet ek wil nie betrokke raak nie, want dit is gedoen en niks het gebeur nie. Maar terwyl ek besig is om so met die Here te praat, toe met die Here te praat op my knie, toe hoor ek, hier is voetstappe agter my. Ek dog toe dus nou maar, moeder wat kom kyk het, waar is ek? En ek hou op praat en ek kyk, maar ek sien niks hier so nie. En ek gaan toe maar weer aan verder, ek dink ek my verbeel, en ek met die Here gepraat, toe hoor ek dieselfde weer, en ek draai weer om en ek kyk en ek sien, hier is niks, hier is niemand by my in die sitkamer. Maar ek dog toe, Vader, ek het nou genoeg gepraat, en ek dink, jy sal my verstaan. Anders en ek het opgestaan van my knie af, ek het dankie gesê, en ek het gaan slaap. Maandag aand, dit was sondag aand, maandag aand toe roep ek my seun, nou ek en hy het al die jare saam, tot hy omtrent 16 jaar oud was, het ek en hy saam gebad. En daar het pa en seun met mekaar gedeel.
alles wat met hom gebeur het in die dag, en ek het met hom gepraat wat met my gebeur het, daar het ons mekaar die verhouding verskriklik sterk, ons het 'n baie sterk verhouding gehad. Maar ek sê hom toe die aand wat gebeur, hy is in die badkamer, ek vertel hom daar wat die hele ding wat ons nou deurgegaan het. Ek sê, maar as jy glo, dit is nie omdat pa vanaand vir jou sê nie, maar omdat jy glo dat op watter manier ook al met my gepraat is deur hierdie ding van jou, gaan haal jy, en die waterbeker is so 'n roomkleurige plastiese waterbeker, ek het dit gesien, en daar is so ene in die kombuiskas, ek sê, gaan jy dan, as jy dink dis reg, gaan haal daai beker, bring hom hiernatoe, dan doen ons dit met jou. Hy sê vir my, ek glo pa, en hy draai hom en hy loop in die badkamer uit en hy gaan haal hierdie waterbeker, kom terug. Nou ek vertel vir jou vanmôre hierso, en die Here is ons getuienis hierso. En dit raak my sommer baie diep as ek hieroor dink. Ek het die beker gevat, ek het hom onder die munisipale kraan gesit, ek het hom vol water getap, ek het sy handjie so gevat, ek het hom oor die wasbak getrek, en ek het nie gesê in die naam van die Here nie. Ek het net gesê, net soos dit gedoen moet word. En ek het hy water oor sy hand gegooi, en ons het gaan bad. Ek het vroeg in die môre werk toe gegaan, en ek het laat in die aand huis gekom, ek het hulle baie gegroet, as hulle slaap, en ek het alweer vanaand nag gegroet as hulle slaap. Ek het vroeg weg in die môre, laat in die aand huis gekom, en hy het met sy hande het hy so op sy bors geslaap. Altyd hy so gelê. En Andries, die meester is in ons teenwoordigheid vanmôre. Elke dag het ek gesien hoe daai vrate wit geword het. Tot dag 7 toe. Dus daai 2 hande en sy knie, en my dogter het langs haar linker sy, oor van die kopie op haar slaap, het sy ek so kors gehad. Dit ook, Andries. Dus dit skoon weg, soos die hande vandag lyk. Skoon weg. Nou, dit het my vasgemaak aan die stem van die Heilige Gees. Vasgemaak. Vir ewig en vir altyd. Ja. En dis deur dankbaarheid wat ek vandag hier sit. En ek kan vir die luisteraars daar buite sê, God leef. Hy is 'n werklikheid. Amen. Ons moet net hoor en luister as hy met ons praat. Ons moet in verhouding staan, sodat ons sy stem sal erken en hoor, wanneer hy tot ons kom. Baie keer praat die Gees van die Here met 'n mens, en dan dink jy nie, jy glo nie, en jy dink nie, jy hoor reg nie, en dan gaan dit by jou verby. Maar as ek hoor was Pastor Jean daar beskag nie aan vir my gesê, dit was jou aand, jou dag, en ek het by hierdie uitgekom, weet ek, dit is die eindpunt gewees van 'n werklikheid in God se lewe. Dis waar hierdie getuienis van vandaan kom. En Andries, ek sal daar bly elke dag van my lewe. Ek het niks om te draai voor nie. Alles daar wat ook al agter in die lewe, daar's een toekoms voor. En wat is vandag die antwoord die uit? Al 4 my kinders is by die Here. Ons het hulle groot gemaak daar. Hy bedien, Andries bedien die woord. Hy is vasgemaak, en dis al wat ek in my lewe wou gehad het. My kinders moet wees waar God se hart en waar die Here wil hê ons moet wees. Amen. Amen. Ja, Andries, baie dankie. Ons tyd nou opgeraak. Ek wil vir u sê, ek gaan u groet, ek gaan vir my oom vra om ons af te sluit met 'n gebed. Tot volgende keer, kuier ons weer saam. Totsiens. Dankie, Here. Baie dankie, Andries. Here, baie dankie dat ons aan u die lof en die ere kan bring. Dis 'n voorreg om u te ken. Baie dankie daarvoor. Seën ook vir Andries, sy bediening, en elkeen by kruis kyk, dat die wil en die seën van God op elkeen rus. Hou ons vas, en laat ons die stem van u altyd in ons lewe sal erken. Vra dit in die wondernaam, en ons dankie daarvoor.
Amen. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat die regering sien van God.